Baie welkom by nog 'n koffiekuier episode. Dankie dat jy weer vandag inskakel. Ons reis saam deur die psalms en ons is by Psalm 66. So jy is welkom om so lank 'n Bybel nader te hark en dan gaan ons saam lees daarvan vers 1 af. Welkom Hetty. Baie Sien uit dankie. om saam te gesels. Ek lees uit die 83 vertaling. Juig tot eer van God almal op aarde, sing tot roem van sy naam. Gee hom die eer wat hom toekom. Bely voor God, hoe ontzagwekkend is u werk. U mag is groot, u vyande kruip voor u. Alle mense moet voor u buig. Hulle moet sing tot u eer en hulle moet sing tot eer van u naam. Kom hoor wat God gedoen het. Kom hoor van sy magtige dade onder die mense. Hy het die see in droë land verander, sy volk het droogvoets deur die rivier getrek. Toe het ons gejubel oor hom wat ewig heers deur sy mag en die nasies in die oog hou. Die vyande moet hulle nie teen God verset nie. Prys ons God, alle volke, laat sy lof weer klink. Dis hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie. U het ons beproef, o God, ons gelouter soos silwer. U het ons in 'n net gevang, 'n swaar las op ons gelê. U het ons deur mense laat vertrap. Ons het deur vuur en water gegaan, maar toe het u ons uitgelei na oorvloed toe. Ek sal die huis betree met brandoffers en aan u die geloftes betaal wat ek gedoen het, wat ek afgelê het, toe ek in die nood was. Ek bring vir u vetskape as brandoffers, ramme as wierookoffers, en ek offer beeste en bokke. Kom luister, alle dienaars van God. Ek wil vertel wat hy vir my gedoen het. Skaars het ek na hom geroep, of daar was reeds 'n loflied op my lippe. As daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Maar God het geluister. Hy het my gebed verhoor. Die lof kom God toe, wat my gebed nie afgewys en sy trou nie van my weerhou het nie. Hierdie psalm begin vir my met, daar's iets ongelooflik wat die skrywer ervaar en hy wil dit oorvertel. En ek het nogal gedink aan die kere of die tye in 'n mens se lewe wat jou asem wegslaan. Goed wat jou sprakeloos gelaat het. En dan dink 'n mens, ek dink terug aan jou troudag, was vir my so 'n dag, die geboorte van my kinders en daai belewenis toe ek die eerste keer op Tafelberg staan om so ver te kan kyk soos wat die horison jou toelaat. So en die ding is van daai oomblikke kom 'n mens agter, elke keer as jou asem weggeslaan word deur iets, dan wil jy dit vir iemand vertel. Jy gaan 'n foto neem of jy gaan 'n voice note stuur, maar ons is so gemaak. Ons wil goeie nuus en hierdie verwondering wil ons nie net vir onsself hou nie, ons wil dit gaan uitdeel met ander en dis vir my iets van hoe hierdie psalm ook begin. Ja, dis asof hy gaan soek na 'n gebeurtenis wat kan aanhaak aan hierdie ongelooflike storie en dan gaan hy terug na Exodus toe waar die volk droogvoets deurgestap het of hy wil sê maar so groot, so was dit vir my gewees en of dit nou uit Exodus die psalm kom of dit net 'n teruggryp daarna is, maar dit is daai oomblikke wat mens voel maar eintlik het jy nie woorde om te sê hoe groot God regtig is nie en om regtig sy lof te besing en die dankbaarheid wat in jou hart leef. Ek dink ons het al baie vir mekaar gesê dat mense woorde eintlik nie God kan vasvat nie. En ek dink hierdie hele psalm is probeer om God in poëtiese taal te beskryf, maar dis amper onmoontlik. En ek dink die mooi van die Bybel is dat die Bybel herinner homself die heeltyd dat God in die verlede goed was. Hy het ons droogvoets laat deurloop. En haak dan daai jubel by daai God moments aan om te sê maar wow, kyk hier's God nou weer so goed. En ek dink ons moet mekaar herinner aan die wow oomblik in ons eie lewens, want dan is dit as die swaar dan kom, dan is daar iets om aan vas te hou en te weet maar God sal ook in die toekoms goed wees. Ja, en dis weer eens, dis 'n psalm glo ek wat ook in die tempel gesing is. So daar's 'n vorm van korporatiewe aanbidding, maar is ook 'n diep persoonlike ervaring. So dis nie net iets wat net in 'n liturgie opgesê is nie. Dit is ook met die hart bedoel. En is vir my mooi hierdie loutering proses waarvan hy praat, van die vuur en ook die silwer, hoe dit gelouter word, want ons weet silwer in daardie tyd as dit warm gemaak is, dan het die onsuiverhede het gedryf of gesink as ek reg onthou, en dan het hulle die suiwer metaal kon hulle hou en dis iets vir my ook van deur
deur die ontsag van God en die manier hoe hy met hierdie psalmskrywer werk, is hy eintlik besig om hom ook voor te berei en te louter. Nie om hom te straf nie, maar om hom nog meer heilig te maak en om te reinig van al hierdie onsuiverheid in sy lewe en om eintlik 'n beter gelowige te maak in die proses. Ja, dis soos wanneer roosbome die tyd van die jaar gesnoei word. Partymal stap jy mos by daai roosboom verby, dan dink jy, "Sjoe, ek dink hierdie is bietjie wild gesnoei. Weet jy of hierdie nou weer 'n roosboom gaan uitgroei en blomme gaan dra, want dis net te wild." En ek dink partymal as God met ons besig is, voel dit ook vir ons. Hierdie loutering, hierdie vuur is te erg, die snoeiproses is te erg, maar dit wat daarna kom is soveel beter, soveel skoner, soveel mooier. Maar in die proses is dit nie noodwendig altyd so maklik om dit raak te sien nie. Ja, en dan die verwysing na die geloftes en die offers staan ook vir my uit. Ons sien dit ook hier in hierdie skrywer, maak hy 'n gelofte om te sê, as u dit en dit vir my doen, dan sal ek. Nou ons het dit ook al in die geskiedenis gehad, ook in ons eie nabye geskiedenis is daar al geloftes gemaak. Partykeer wat sommige mense het 'n koneksie daarmee en vir party is dit nie, maar ek dink dit is vir my mooi hier dat hierdie persoon is in gevaar, en of dit nou oorlog of siekte of 'n storm in sy lewe is. Hy maak hierdie gelofte en dan is daar 'n stuk dankbaarheid ook. Nie uit dwang uit nie, maar hy kom uit dankbaarheid uit en hy bring die beste van wat hy het. So dankbaarheid is vir my daarom ook, dit moenie net lippetaal wees nie, maar wanneer die Here voorsien, dan moet dit ook op so 'n manier wees dat hy sy hele lewe eintlik in beweging bring en deur sy dade en sy woorde wys hoe dankbaar hy is vir hierdie redding wat God bring. Ja, daar's 'n tipe van 'n verbondsherinnering. God het ons uit Egipte uitgelei, ons het dreigvoet, ek was in die moeilikheid, het my gehelp, en as gevolg van hierdie goeders hou ek aan om u te eer, want ek herinner myself daaraan dat u vir my goed was, en ek herinner u ook daaraan dat u vir my goed was. Dis daai wederwysige gesprek om te sê, maar ons is in daai verbintenis, en ek dink in die gereformeerde tradisie is dit tog deel van ons verstaan, ons verbondsbelofte, ons doopbelofte, al daai goed is nie net rituele nie, dit is oomblikke wat God by jou aankom en ja, beloftes maak, en daarom is daar 'n stuk dankbaarheid wat in ons leef ten spyte van. Ja, en hierdie lofbetoon wat reg deur die Psalm is, ek wonder sommer net ook in ons eie geloofslewe, wat laat 'n mens nog in verwondering? As jy dink oor God en wat hy doen, dit kan so maklik wees dat dit net 'n gewoonte raak, dat dit die liedjies is wat ons op 'n Sondag sing, of die aantrek in kerk toe kom, of die stilte tyd wat ek hou, maar is daar nog iets van hierdie heiligheid, dat ek in 'n lofprysing uitbars, amper soos wat hy hier sê, juig tot eer van God, die ganse aarde, dat ek nie sal stil bly of halfhartig wees nie, maar ek dink dit dwing ons om te sê, daar moet meer wees, en die meer hier is, dit moet in 'n getuienis omgaan. Dit is goed om 'n gevoel te hê, iets wat jou warm maak van binne, maar op die ou end moet dit moet uitgedra word. Mense moet in hierdie verwondering kan deel, en dis ek wat met my mond en my dade tog iets van dit moet gaan uitdeel. Maar ons word gewaal deur 'n klomp ander goed vandag in die lewe, en dit is baie keer of die Here moet kompeteer daarmee, en ons nie genoeg stil word om ook in die eenvoudige goed eintlik sy hand, sy vingerafdruk te sien nie. Maar deur dit moet daar ook 'n stuk getuienis wees, en dink ek as ons meer sensitief is daarvoor, gaan ons minder op hol gaan met 'n klomp slegte nuus en invloede van buite af. Ja, ek dink dankbaarheid moet mens altyd in beweging bring. Ja. Dit moet jou laat doen, hy gaan bring offers, hy getuig daaroor, hy praat daaroor, hy vertel die storie oor. Partymal is ons so skaam om te sê dat die Here vir ons goed was, want hy is nie goed vir die ou dalk langs my nie. Ja. Maar ek dink as ons meer getuig daaroor, omdat Dawid hierdie Psalm skryf en ek daarmee kan aanklank vind, begin ek na die eie dankbaarheid in my lewe soek. Want as hy dan nou so dankbaar is, dan moet daar mos sulke goed in my lewe ook wees. En ek dink, partymal wil ons nie vertel nie, want ons is bang, jy gee iemand aanstoot of wat ook al, maar ek dink dis juist die getuienis wat maak dat ons dit in ons eie lewens ook begin raak sien, en ons is so geneig om net die slegte uit te wys, die swaar, die moeilikheid en wat ook al, en dan begin jy net moeilikheid in jou eie lewe sien, waar as jy die dankbaarheid begin getuig, dan
begin ons dit in ons eie lewens ook raak sien. Ja, en deel van dit is dat ons, maar jy gaan baie keer eers in daai omstandighede moet wees, en hy sê dit mooi, hy red ons na oorvloed toe, uit 'n plek uit waar 'n mens dalk sukkel om die uitkoms te sien, en dit vir jou moeilik is, maar in ons pyn en in ons tekorte, is God steeds besig, en het hy ook 'n doel daarmee. Ons het al baie gesê, hy is nie die outeur van dit wat sleg is nie, maar hierdie psalmskrywer ontken ook nie die swaar kry nie, maar tog bly God, hy bly 'n krag om mee rekening te hou in dit, want as dit nie vir hom was nie, soos ek sê, dan kon hierdie skoonmaakproses en hierdie suiweringsproses in my omstandighede nie gebeur nie. So God gebruik in hierdie omstandighede die beproewing, nie om die skrywer te breek nie, maar om hom heilig te maak, nuut te maak vir 'n nuwe doel en sy roeping te versterk. Ek dink wat die psalmskrywers anders maak, hierdie ouens het regtig beleef, my lewe is in gevaar, want daar's 'n ou wat agter jou aankruip met 'n spies of 'n pyl en boog of wat ook al. So hulle ervaar daai, ek gaan my lewe verloor. En ek dink partymal, dit gaan met ons swaar, maar dis nie 'n kwessie van lewe en dood nie. Ja. En die oomblik as jy by daai dink kom van, maar sjoe, ek kon regtig nou dood gewees het, dan kom daar 'n stuk ander belewenis, en dan begin jy met ander oë na die lewe kyk. Ja, ons hou nie daarvan om oud te word nie, en daar's anti-aging alles, maar die oomblik as iemand naby aan jou sterf, dan besef jy, die ander kant van oud word is doodgaan. So of jy word oud, of jy gaan dood, en dan besef jy hoe kosbaar die lewe is, en ek dink, as jou lewe so af en toe onder bedreiging is, dan besef jy die kosbaarheid van lewe, en dan begin jy met daai dankbaarheid lewe, en ek dink is iets daarvan, ons kry swaar, maar nie doodswaar nie, en ek dink dis hoekom hulle in die eenvoudige dit kan raak sien. Ek onthou na my pa se dood, het ek net besef hoe kosbaar lewe is, en hoe kosbaar tye saam met mense is, en die familie saam is, en is asof mens net vir 'n oomblik anders na die lewe kyk, en nou gaan die lewe nou weer aan, en dan besef jy, is asof jy alweer nou weer vergeet het, maar ek dink dit is daai wanneer jy regtig op die drempel van die dood staan, wat jy besef, sjoe, maar die lewe is regtig kosbaar, en tyd saam is kosbaar, en ek dink dis waaruit hierdie uitborrel. Sure. Ja, en dan moet ons saam met dit besef, dat daardie gewaarwordings, hierdie wysheid wat 'n mens ervaar oor die lewe, ek het nou net gesê, dit moet oorvertel word. Ons dink baie keer ons stories is te gering om iemand anders te bemoedig of te help, maar dit is dalk net wat hulle nodig het, hierdie stukkie getuienis oor wie God is en wat hy in my lewe gedoen het. En as ek gaan stil bly daaroor, dan ontneem ek eintlik 'n stuk groei en 'n verwondering ook in iemand anders se lewe. Iemand wat ek raak gelees het sê, God werk nie net sodat ons gered kan word nie, maar sodat ander deur ons bemoedig kan word. So my rol is nie net om te bid vir my eie redding en my eie gemak nie, maar ek moet altyd my lewe moet heenwys, moet wegwys van myself af, stuk getuienis wees. Dit moet 'n impak hê. Dit moet soos 'n brief wees wat gelees kan word, wat 'n goeie einde het, wat 'n mooi hoopvolle storie het, wat getuig van God se goedheid, en ek sien ietsie daarvan ook raak te midde van sy uitdagings. Ja, ek dink ons val partymal vas om in 'n klaaglied. En klaaglied is partymal goed, maar uit die klaag, en ek meen hy sê, dis iemand en gaan wegsink in die diepste aarde, en die swaard, en die jakkalse, en so daar is hierdie, maar dis asof ons daar uit kan lig en sê, maar nogtans sal ek hier wil. En ek dink ons moet, ja, dis 'n oproep vir ons om vas te hou aan God ten spyte van. My laaste opmerking is, ten spyte van moeilike tye is nie 'n bewys dat God afwesig is nie, maar dat hy net op nuwe maniere, eintlik op 'n ander manier kan werk, is wat ek gedink het. En ek dink dit is vir my, dit staan uit hier, sodat as ons dink dit gaan sleg, dan is God eintlik op sy naaste, en die Bybel het talle voorbeelde daarvan, van mense wat naby die rand was van handdoek ingooi en moet opgee, en dan sy eintlik besig daar om, soos wat hierdie beeld van vuur is, wat ons kan suiwer, want vuur, behalwe dat dit vernietig, suiwer dit ook, en maak ook sterk, en hy gebruik hierdie beeld ook mooi daarso. So
Nêrens het ons opgeteken toe ons gelowiges geword het vir 'n gemaklike pad nie. Nee. Maar God het ook nie beloof dat ons dit alleen gaan aanpak nie. So hy is saam met ons in die bergtop oomblikke, maar hy is ook saam met ons in die valleie en deur dit alles ervaar ons 'n God wat teenwoordig en lojaal is, soos jy aan die begin gesê het ook wat getrou is aan sy verbond en daardie verbond geld vandag nog vir elkeen van ons in die droë en in die donker tye van 'n mens se lewe. Ja, ek dink dit is daai herinnering dat God altyd daar is. Die konstante een wat Ja. betroubaar is. Ja. Dankie. Dankie almal dat julle ook saam kyk. Ek hoop julle geniet dit ook en as daar vrae is julle welkom om vir ons te e-pos en dan sal ons dit graag ook behandel soos wat ons aangaan. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg om geloof van U te mag ontvang. Want sonder U sal dit moeilik wees om hierdie koneksie ook te hê. U het dit in ons harte kom plaas, veral hier in Pinkster, en die afloop daarvan besef ons dit net weer. U Gees woon in ons en maak ons elke dag sensitief vir U roepstem. Maak ons geloofsoë in ons harte en ons ore waalwyd oop om U te kan sien. Help ons om in 'n wêreld wat so op verskillende maniere ons aandag wil vang, steeds in verwondering te leef oor wie U is en wat U elke dag doen. Ons sien so maklik of ons kyk so maklik verby die vanselfsprekende, maar die alledaagse klein dingetjies waarmee U vir ons seën, is alles tekens dat U steeds leef en dat U steeds in beheer is. En so wil ons saam met hierdie skrywer ook getuig van die goedheid. Ons lewens wil 'n lewe wees van dankbaarheid, wat nie kla oor wat ons nie het nie, maar wat dankbaar is vir wie U is en wat U reeds vir ons voorsien het en elke dag hoe U vir ons versorg en gee wat ons nodig het. Dankie Here dat ons daagliks so bemoedig word uit U woord uit. Help ons om met hierdie bemoediging ook ander mense te bemoedig. Ons bid dit in U naam.